Watter reaksietempo teenoor tydgrafiek verteenwoordig die reaksie tussen magnesium en oormaat verdunde soutsuur die beste? Die korrekte antwoord is C. Ons begin dus met magnesium, wat die beperkende reaktans is, plus soutsuur, wat in oormaat is, en dan vorm daar magnesiumkloried, 'n sout, en waterstofgas. Ek moet 'n 2 daar sit, die magnesium is gebalanseerd, die waterstowwe en die klooratome. Nou, die magnesium is 'n beperkende reaktans. Met ander woorde, die magnesium gaan opgebruik word. En op daardie tydstip, al is daar nog van die soutsuur oor, kom die reaksie tot stilstand. Die reaksietempo is met ander woorde dan 0. En dit beteken die enigste grafiek wat reg kan wees is C, want A het nog een of ander positiewe waarde, B ook en so ook D. Die enigste grafiek met 'n reaksietempo wat eindig by 0 na verloop van tyd is C. So kom ons kyk 'n bietjie in meer detail na C. Aanvanklik het ek baie magnesium, daar is 'n groot oppervlakarea, daar kan baie effektiewe botsings plaasvind. So met ander woorde, ons begin met 'n hoë reaksietempo. Nou wat gebeur oor tyd? Soos die reaksie aangaan, neem die hoeveelheid magnesiumatome geleidelik af, want hulle reageer met die soutsuur en vorm dan magnesiumkloried. En dit gaan aan totdat al die magnesium opgebruik is by daardie tydstip en dan is jou reaksietempo gelyk aan 0.